dankie Here dat U ons geseën en gesalf het vanmôre Here. Here, dankie dat U soete teenwoordigheid vanmôre Here om en deur ons gewerk het Here. Here, dankie dat U gekom het vanmôre Here en ons kom omvou het en ons bedek het Here met U liefde en U genade en U goedheid en U guns Here. Here, dankie dat U vanmôre hier is in hierdie vertrek Here, dat ons in die teenwoordigheid kan staan Here. Ons wil eintlik ons skoene van ons voete aftrek Here, want ons is op heilige grond in die heilige teenwoordigheid Here. Here, ons wil soos die engele skree, heilig, heilig is die Here God. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan wees Here, dankie dat ons dit kan ervaar Here. Dankie dat U vanmôre die sluise van die hemele vir ons oopgemaak het, Here, om in U teenwoordigheid te wees, Here. Here, seën U woord, Here, maak elke hart oop en vars en reg om U woord te hoor, Here. Laat dit op goeie grond sal val, Here. Here, maak ons geestes oë en ore oop nou, Here, om te kan hoor dit wat U vanmôre vir ons wil sê. In Jesus naam, amen. Ons het in die week het ons gepraat oor, ons het 'n gesprek gehad met 'n kliënt van ons en ons raak toe en ek praat oor ons instinct generasie. Jy weet, daai generasie wat gou-gou nou alles nou soek. En gister terwyl ek aan die woord werk, dink ek nou aan dit en aan die generasie wat met tegnologie alles vinnig kry. Hulle wil vinnig kerk hou, hulle wil vinnig gaan bid en hulle wil vinnig resultate hê, nee? Hulle wil vinnig alles doen, want dit is hoe ons gaan. En ek sê nie dit is noodwendig sleg nie. Ek sê glad nie dit is sleg nie. Maar sommige dinge, soos nou vanoggend, kan nie die Heilige Gees jaag nie. Sommige dinge, wanneer dit kom by die Here, kan ons dit nie jaag nie. Ons kan nie dit verspoedig en ons kan nie dit op ons manier wil doen nie, want die Here werk op sy eie tyd en sy eie manier. En vanoggend wil ek hê ons moet terugdink aan jare terug, voor al hierdie gou-gou dinge gebeur het, hoe ons moes hard werk om iets te kry, nee? Jy moes hard werk om te leer. Sommige van oom hulle se tyd moes ver paaie geloop het, vroeg opgestaan het, ver paaie geloop het om tot by die skool uit te kom. En jy moes hard werk om daar binne in die skool te wees en jy moes hard werk na skool. Alles was harde werk. Dit is nie soos vandag wat jy instap in 'n rekenaar help jou met alles en jy kan 'n ding reg doen nie. Ek sê nie hulle werk nie hard nie. Die kinders van vandag met die spoed en die vinnige nê, werk ook bitter baie hard. Maar in ons tyd moes ons baie hard vir elke dingetjie gewerk het. Jou eerste liefde, dit was nie net liefde met eerste oogopslag gewees altyd nie. Jy moes hard gewerk het vir daardie liefde. En jy moes hard gewerk het om dit 'n sukses te maak. Die ouer mense sal nou onthou, die ma en pa het 'n kersie opgesteek en as daai kersie klaar gebrand het, is daai kuier ook nou verby gewees. Maar jy moes hard werk eers om daai kersie te kon kry. Die mans moes hard werk aan die ouers om te kan gaan kuier vir sy noontjie, soos hulle dit noem, is dit nie 'n mooi naam nie, vir sy noontjie. Maar in daai dae moes ons hard werk om dit te doen. Ons sing en ons aanbid in die kerk, maar ons hart loop vinnig deur alles, né? Want ons moet alles binne daai uur tydperk hou. Nou ek het gehoor vandag het ek tot 11:30 toe, want ons moet eers 12 uur wees. Dit is nou 9:30. So ons kan nog lekker kerk hou. Ek hoop julle het julle kussings gebring. Maar nee, ek sal nie. Maar ons wil alles binne 'n tydperk hou en ons wil alles volgens hierdie tyd hou. Here, ons het net tyd tot 10 uur toe, dan moet ons vinnig sing en ons moet woord voorgee en ons moet daar met beweging van die Heilige Gees gebeur en alles in daai klein tydperkie. Maar dit is hoe ons nou begin word het in ons tradisie. Ons lees die woord ook net vinnig deur, want ek wil net vinnig of op my selfoon net vinnig 'n woord vir die dag kry. Ek wil nie nou in hierdie complicated goed ingaan nie, kom ek blaai. O, Jesus sê, die Here is goed en sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid, dis 'n goeie vers, ek vat hom. Maar ek wil nie tyd vat om in God se woord te gaan sit en sy woord te bestudeer, die moeilike ook. Nie die maklike dinge nie. Laasweek het ek gepraat oor die tweesnydende swaard. Daai tweesnydende swaard is nie altyd iets maklik nie. So ook die woord van God is nie altyd maklik nie.
En dit is nie altyd dinge wat ons wil hoor of wat ons laat lekker voel nie, maar dit is ook 'n woord wat ons help om te verander en te groei. En ons kan nie dit jaag nie. Hoe leer ons iemand ken? Ons leer nie iemand ken deur om net hallo en goodbye te sê nie. Okay, ek ken die kar wag hier onder by Spar. Maar as hy my deur gaan klop vanmiddag en hy sê hallo, ek sien om koffie te drink, gaan ek nie die deur vir hom oopmaak nie, want ek ken jou nie. Maar daar by Spar ken ek hom hallo, ek ken hom op sy naam, ek groet hom, ek waai vir hom, ons ken mekaar. Maar as hy by my huis aankom, dan ken ons mekaar nie. Want dis my privaat spasie, dis waar ek is en dis waar my kinders en ek veilig is. Ek gaan nie net enigiemand daar inlaat nie. So hoe leer ons die Here te ken? Deur om sy woord, die maklik en die moeilike, te vat en dit onsinnig te maak en die Here te laat ons leer die Here ken in sy woord en ons vat dit en ons laat onsself verander volgens die woord van die Here. Maar dit vat tyd. Dit is nie 'n vinnige ding wat net oornag gebeur of wat ons haas of wat ons kan haas en net 'n skrif lees en dit vat nie. Ons moet dit gaan bestudeer, ons moet dit ontleed, ons moet dit onsinne maak, ons moet dit in ons liggaam en ons gedagte alles inprint en dit indruk sodat ons kan verander volgens die woord van God. Maar ons moet alles vat tyd en ons dink ons het net nou gesing die koning is hier. Maar vanoggend wil ek met julle praat oor hoe is jou hart teenoor God? Waar is jou liefde vir God? En nou gaan almal sê, maar ek is lief vir God, ek het God baie lief. Maar die ding is, ons is menslik en ons vat liefde as net 'n emosie. So ek is lief vir God, ek kon nou in God se teenwoordigheid kon ek wees en ek is lief vir dit en ek kan dit voel en dis 'n goeie emosie en liefde is 'n emosie wat dryf, né? So liefde dryf jou om dinge te doen. Onthou jou eerste liefde? Jy het alles gedoen, jy het kaalvoet geloop, jy het oor die sand geloop, jy het myle geloop, jy het enigiets gedoen vir jou eerste liefde, want dit was net liefde, daai emosie het jou gedryf. En wanneer jy iets 'n sukses wil maak, dan sit jy jou hart daarin. Jy sit jou hart en jou alles sit jy daar binne in. En dit is nie net die emosie van liefde om jou hart in iets te sit nie, maar dit is jou tyd en jou alles wat jy denke, jou alles gaan in daardie ding en om 'n sukses te maak. Nou vanoggend vra die Here, waar staan jou hart teenoor my? Waar is jou liefde vir my? Nie net die emosie van liefde nie, maar jou hele alles wil ek hê en dit moet myne wees. Sien, ons moet dit koester. Want wat jy hart voor werk, pas jy op, né? Wat jy hart voor gewerk het en wat jy weet, pas jy op, maar as jy iets net kry, dan is dit maar net nutteloos vir jou. Ons behoort almal so 'n liefde vir God te hê. Matteus 6 vers 19 tot 21 sê, en wat ons met God soek met ons hele hart en siel, hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. En ek wil hê julle moet net daai laaste sinnetjie vat en julle moet dit in julle gedagtes inprint en in julle harte bære. Daar waar my skat is, daar sal my hart ook wees. En vanmôre wil ek vra, is jou skat die Here Jesus Christus? Is hy daar waar jou hart is? Is dit waar jou gedagtes heen gaan, as jou gedagtes dwaal, as jy sit of as jy ry, is dit wat jy, die eerste ding wat jy doen in die oggend as jy opstaan, is dit die laaste ding wat jy dink as jy gaan slaap, is dit die eerste persoon waartoe jy hardloop as daar moeilikheid kom, is dit die eerste persoon waartoe jy hardloop as dit goed gaan en jy het goeie nuus gekry, is dit waar jou skat is? Is die Here Jesus Christus jou skat? Want sien, ons kan met ons mond praat en ons kan sê dat ons die Here Jesus lief met alles in ons, maar ons optrede teenoor ander mense en teenoor onsself en teenoor die Here vertel 'n ander storie. Maar die Here ken ons hart, hy weet wat hier binne ons aangaan en hy weet waar sy plek in ons hart is. 1 Samuel 16 vers 7 sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na die voorkoms
en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, wat die mens want die mens sien aan die wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Sien, die ding is, ons probeer onsself voorgee dat ons hart is by die Here. Even vir onsself. Partykeer dan dink jy, ek het vandag nog nie eers een keer aan die Here gedink nie. Ek het nog nie vandag een keer gebid nie, ek het nog die Bybel gelees nie. Ek is 'n slegte mens en dan gaan jou gedagtes, nee, maar onthou jy het daarom Sondag kerk toe gegaan en jy het daarom die woord gelees wat na Wanda op die groep gesit het, so jy het jou deeltjie gedoen. Ons sis onsself net in dit om te sê, okay, die Here is my hele hart en my hele siel. Maar eintlik gee ons net voor. Daardie Bybel wat op die bedkassie lê vol stof. Dit getuig van hoe die Here nie nommer 1 in jou hart is. En dit gaan nie net oor Bybel lees nie, maar dit gaan oor jou alles wat vir die Here is. Jou opstaan, jou gaan lê, jou alles, jou denke, jou alles moet vir die Here wees. En die Here eintlik nou op hierdie stadium het net daai klein onderste plekkie in ons hart. Want ek is lief vir my ma, en ek is lief vir my broers, en ek is lief vir my susters, en ek is lief vir my kinders, en ek is lief vir my man, en ek is lief vir my vrou, en ek is lief vir my ouers, en ek is lief vir almal, en almal vul my hart. Here, U kry net daai klein plekkie daaronder. Want Here, onthou ek moet vir almal lief wees, my hart moet groot genoeg wees vir almal. Maar Here, U kry net daai klein plekkie. En om die woord van die Here te leer is om sy wil vir jou lewe te kan verstaan. Is om te kan weet wat dryf daardie liefde. Wie is jy in Christus Jesus? Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En toe ek daardie vers lees, toe dink ek binne myself, my hart het sommer gevoel of hy wil gaan staan. Want Here, met ons lippe praat ons U en ons sê vir almal ons is kinders van U, Here, en met ons hele wese is ons kinders van U. Ons trek soos kerkmense aan, ons leef soos kerkmense, ons is soos kerkmense, maar daar wanneer jy in jou binnekamer gaan en jy maak daai deur toe, is dit net jy en die Here. En die Here ken jou hart, want hy kyk nie hierdie nie. Hy kyk nie, al trek jy jou alles so mooi aan en so kerk aan en so kind van die Here aan, maar hy weet wat hier binne aangaan. En die Here ken ons hart. Matteus 23, julle kan dit gaan lees, die hele hoofstuk van Matteus 23, het Jesus oor en oor vir die fariseërs gesê, dat hulle en vir hulle uitgewys, dat alles wat hulle doen, is net vir buite, en is net vir die mense. Maar die binnekant is hulle soos leë grafte. Hulle is leë grafte, daar is niks wat binnekant is nie. Hulle volg die wet en hulle doen hulle dinge, maar die binnekant het hulle nie die Here eintlik lief nie. En dan is dit, wat help dit hulle dan? In Matteus sê die Here Jesus, hy sê, hierdie 2 nuwe gebooie gee ek vir julle, naamlik jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En naaste daaraan is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Nou ons kan nie sê ons het die Here Jesus lief, of ons verstaan die Here se liefde, maar ek het nie my naaste lief nie, of ek verstaan die Here se liefde, maar ek het my naaste lief met my liefde. Want sien, die Here sê eintlik in daai prentjies, jy moet die Here jou God lief hê eerste, sodat jy kan verstaan wat liefde is. Liefde en God se liefde is agape liefde, julle ken dit, is onvoorwaardelike, onselfsugtige, selfopofferende liefde. God sê, kom eers by my en kom vind eers uit wat liefde is. Kom ervaar eers my liefde binnekant jou, sodat jy jou naaste kan lief hê dan, met daardie goddelike liefde. Sodat jy jou man kan lief hê, jou kinders kan lief hê, jou broers en jou susters kan lief hê met 'n goddelike liefde. 'n Onselfsugtige, selfopofferende liefde. Maar ons kan nie daardie liefde vir ons naaste hê nie, omdat ons nie eers God se liefde binnekant ons eintlik het nie. Omdat ons nie eers God se liefde eintlik verstaan nie. Ons kan nie onsself lief hê nie. Wie staan in die spieël?
Ek vermy die spieël ook soos dat en my hele werk is 'n spieël. Ek vermy ook die spieël. Ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie in die spieël kyk nie. En want ek wil nie myself sien nie. Ek wil nie vir Vivian sien nie. Ek wil nie eers myself hoor nie. Ek gaan nie soos ander mense. Ek weet nie hoe doen hulle dit te gaan luister hulle eie voice nou wat hulle vir iemand gestuur het nie. Ek wil nie my eie stem hoor nie. Ek wil niks van myself weet nie. Ek het nie daai liefde vir myself nie, want ek het nie goddelike liefde eerste nie. So hoe moet ek myself lief hê met daardie goddelike liefde as ek nog nie God se liefde, onvoorwaardelike liefde gevind het nie? So die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou het ek nie myself lief nie, so hoe kan ek sê ek het my man of my kinders lief of my ma lief? Ek het hulle net lief met die emosie. Ek het hulle lief met daai lekker warm gevoel, maar ek het nie daardie goddelike liefde nie. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit Deuteronomium 6 vanaf die 4de hoofstuk. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Dat jy die Here jou God lief het met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. Die Here sê, skryf dit hier op jou voorkop, sit dit op jou arm, sit dit oral, ek sê nou nie gaan alles nou tattoo nie, maar nou nie, maar die Here sê, skryf dit op jou deurposte, skryf dit op jou mure, dit gaan oor 'n fisiese, dat jy jou hart en jou siel en jou hele alles, met ander woorde nie net my emosie nie, Here, my krag, my verstand, my hele wese is lief vir U en aanbid U alleen. My hand, Here, sodat alles waarna ek my hand sit, U kan eer. Dit moet op my hand wees, met ander woorde alles wat ek aanraak, wat ek aanvat, wat ek doen, moet die Here verteenwoordig en my liefde vir die Here verteenwoordig. Dit moet op jou voorhoof wees, met ander woorde jou hele gedagtes, jou hele alles moet gefokus wees op die Here en op jou liefde vir die Here. As jy verlief is dit mos al wat jy kan dink, jy slaap nie, jy eet nie, jy redeneer nie meer nie, jy kan nie konsentreer nie, jy dink net aan hierdie nooitjie, of wat is die manlike weergawe van 'n nooitjie? Jou kerel, jy dink net aan jou kerel, so jou gedagtes gaan net daar. Dit is wat die Here sê, hy wil hê jou gedagtes moet gefokus wees, sit dit op jou voorhoof, sodat jou gedagtes en alles wat jy doen, gefokus is op hoe jou liefde vir God is. Op jou deurposte, sodat jou familie en binnekant jou huis kan weet, dat hier het ons die Here met ons hele hart, en ons hele siel, en ons hele krag, en ons hele verstand lief. En almal wat inkom daar moet weet, hierdie is 'n huis van God se liefde. Hierdie is 'n huis waar God teenwoordig is. Skryf dit op jou mure, dat hulle dit kan weet, dat almal wat daar inkom, kan beweeg en kan weet, hier is God se onvoorwaardelike liefde. Maar dit sê ook, in jou opstaan, in jou gaan lê, skerp dit in jou kinders in. Met ander woorde, hierdie hoofstuk gaan lees dit by die huis, mooi weer deur. Print dit, skryf dit op jou yskas, plak dit daar vir julle week, nee. En gaan lees dit elke dag. Dit is hoe belangrik God dit ag, dat jy die Here jou God moet lief hê. Met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, dat hy sê, hierdie woorde wat ek jou beveel, moet in jou hart wees, jy moet dit in jou kinders inskerp, jy moet dit in jou huis spreek, op die pad, as jy dit spreek, as jy gaan lê en as jy opstaan, dit is waaroor jy moet praat, is oor jou liefde vir God, en jy moet dit nie net praat met jou woorde, of voel met die emosie nie, maar almal moet dit kan sien, en dit kan beleef. Almal moet weet, hierdie persoon, hierdie huis, is lief vir God. Ek en my huis sal die Here dien.
maar ons sal die Here dien eerste met ons hele alles. Die Here is hier binne in hierdie huis en die Here het in hierdie huis het die Here se liefde begin. En die mense in hierdie huis is lief vir die Here. Want sien, as ons die Here lief het met alles, dan wil ons God se wil soek. Dan wil ons God se wil in ons lewe hê. Dis hoekom die Here sê, begin eers by die liefde vir God en dan sal al hierdie ander dinge bykom. Here, ek weet nie om op te hou met sonde nie. Here, ek weet nie hoe om my naaste lief te hê nie. Here, hierdie persoon maak my so kwaad, ek kan nie hierdie persoon lief hê nie. Here, begin eers by jou liefde vir God en al hierdie ander dinge gaan dan kom. Want as jy by jou liefde vir God kom, dan gaan jy weet hoe jy naaste liefde hê, die naaste wat jy nie wil lief hê nie, gaan jy weet hoe om lief te hê met goddelike liefde, met onvoorwaardelike liefde. As jy God lief het, gaan jy weet hoe om te gee. As jy God lief het, eerste en daai goddelike liefde het, dan gaan jy weet hoe om van al jou sonde ontslae te raak, of al die dinge wat vir jou voel soos 'n hindernis. Wat vir jou voel, dit hou jou dalk weg van God af, of dit maak dat jy nie kan op God konsentreer of by God wees nie. As jy die Here lief het, dan gaan jy die Here God se wil in jou lewe eerste soek. Die Here wil vanmôre hê dat ons hom met lief hê met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Nie met net 'n deeltjie van ons of met net 'n stukkie van ons hart nie, maar met alles. Ek wil vanmôre wil ek hê ons moet daai liedjie speel, Lord, I give you my heart. En terwyl ons daardie liedjie speel, wil ek hê dat ons gedagtes op die Here sal sit. En ek weet ons almal is lief vir die Here en ons almal doen alles vir die Here, maar ek wil hê met vanmôre werklik waar vir die Here sê, Here, help my dat ek U my alles maak, Here. Help my dat ek U my nommer 1 in my hart maak, in my lewe, in my gedagtes, in my opstaan en my gaan lê. En Here, as dit nie so is nie, Here, wys dit vir my.